So kom ons maak die woord van die Here vanmôre oop by Josua hoofstuk 1. Ons gaan lees net vers 1 tot 6. En die tema waarby ons stil staan is net die gedagte, ek kan nie, en aan die einde van die dag, ja, ek kan tog. Josua hoofstuk 1 vers 1 tot 6. Terwyl ons die voorreg het om die woord van die Here so voor ons oop te maak, kom ons sit so vir 'n oomblik. Miskien is daar ietsie op jou hart wat jy vanmôre met die Here wil deel. Miskien het jy dalk 'n baie besige, die mekaar week gehad, jy het nie regtig waar tyd gekry om stil te wees, of stil te word nie, en hier waar jy nou sit, pla niemand nie. Nie jou selfoon nie, nie jou bure nie, nie jou huismense nie, so kom ons gebruik 'n paar oomblikke, sit ons net stil voor die genade troon van die Here en deel met die Here wat op jou hart is. Here Jesus, baie dankie dat ons môre net vir 'n oomblik kan stil raak voor u genade troon. Here, dat ons eintlik net doodstil kan sit en net kan luister en net kan deel wees van u liefde en u genade. Net mag ervaar en beleef, Here, hoe u ons ook om vashou in u hande van liefde. Miskien, Here, sit daar vanmôre dalk 'n paar kinders voor u met bekommerde harte. Met storms in hulle lewe wat net nie tot bedaring wil kom nie. Dalk sit ons hier, Here, ook met hierdie wete dat ons eintlik baie keer sê ons kan nie 'n klomp dinge doen nie. Miskien sit hier 'n paar mense, Here, wat dalk op moedverlore se vlakte is. En ons bid, Here, dat julle deur die Gees ook sal aanraak vanmôre. Maar Here, aan die ander kant is hier dalk lidmate wat ook, kinders van u wat ook met groot vreugde en opgewondenheid en dankbaarheid hier sit. Maar die voorreg geniet, Here, om te sing tot eer van die naam, om nie net stil te raak voor u nie, maar om uit die woord uit te lees en ook te luister na dit wat u ook vanmôre met ons wil deel. Daarom bid ek, Here, dat u ook vir my agter die kruis sal wegsteek en dat ons die woorde wat ons hoor, Here, u woorde sal wees wat elke hart, elke lewe sal aanraak. Maak nie saak hoe oud of hoe jonk nie. Here, ons weet dat u vir ons elkeen iets ook het om te gee. Seën ons, Here, met u liefde en u genade, en dit bid ons in die naam van Jesus, ons verlosser. Amen. In Josua hoofstuk 1 vanaf die eerste vers. Na die dood van Moses, die dienaar van die Here, het die Here vir Josua, seun van Nun en assistent van Moses, gesê: Moses, my dienaar, is dood. Maak jy nou gereed en trek deur die Jordaanrivier, jy en hierdie hele volk. Gaan na die land toe wat ek aan hulle, die Israeliete, gee. Soos ek vir Moses gesê het, gee ek aan julle elke plek waar julle kom, van die woestyn af en van die Libanon af, tot aan die groot rivier, die Eufraat, die hele gebied van die Hetiete, tot aan die groot see in die weste. Alles sal julle woongebied wees. Solank jy lewe, sal niemand bestand wees teen jou nie. En soos ek by Moses was, so sal ek by jou wees. Ek sal jou nie in die steek laat nie, jou nie verlaat nie. Wees sterk, wees vasberade, want jy moet hierdie volk die land in besit laat neem, wat ek met 'n eed aan hulle voorvaders beloof het. Net tot sover ons skriflesing ook vanmôre. Ek kan nie is 3 woorde wat elkeen van ons baie goed ken. Ek kan nie ophou om te rook nie. Kan nie ophou om te drink nie. Kan nie ophou skinder nie. Ek kan nie ophou om te jok nie.
Ek kan nie die werk doen nie. Ek kan nie eenvoudig nie my akademie baas raak nie. En dan dalk 'n bietjie nog ernstiger, ek kan nie my man of my vrou of my kinders vergewe nie. En aan die einde van die dag, Here, ek kan nie meer glo nie. Daar's eintlik so baie goeie redes, soms baie goeie redes wat ons gebruik om hierdie woorde, ek kan nie in ons lewe elke dag eintlik te gebruik. En ek dink nie enige iemand sou vir Josua kwaadlik geneem het as Josua ook hierdie woorde uitgeleef het en uitgespreek het nie. Want die boek Josua begin eintlik met verskriklike slegte nuus. Lees saam met my vers 1. Na die dood van Moses, die dienaar van die Here, het die Here vir Josua, seun van Nun en assistent van Moses gesê: Moses, my dienaar, is dood. Maar nou moet jy verstaan, Moses was hulle alles gewees. Moses was hierdie ouens se leier gewees. Daar was niemand soos Moses nie. Hy was die ou wat met Farao gaan praat het. Hy was die ou wat die Israeliete uit Egipte uit begelei het. Hy het hulle deur die Rooi See geneem. En toe hulle in die woestyn kom waar dit warm en droog is hy die een wat gevra het vir kos en vir water om te drink. As hierdie ouens vir Moses sou verloor het, sou hulle die rede vir hulle bestaan ook verloor het. En hulle het vir Moses verloor. Moses is dood. Stel jou vir 'n oomblik gou in hulle situasie. Ek dink daar's 'n paar dinge wat ons sou gedoen het as ons daar was. Ons sou getree het, ons sou net daar gestop het en ons sou ons oë uitgehuil het. Ons sou dalk in depressie verval het. Ons sou onsself dalk uit die samelewing wou onttrek het en as daar terapeute was in daai tyd sou ons verseker dalk 1 of 2 terapeute gaan sien het net om ons te help om hierdie verlies van ons te kan hanteer. Maar die Israeliete nie, want God sê vir hulle net een ding. Hy sê, Josua, julle moet trek. En daarom kon Josua eintlik baie verskonings opgenoem. Want hy kon gesê, Here, ek kan nie met hierdie ouens trek nie, want Moses is dood. Hy sou verder kon gaan en sê, Here, maar ek kan nie hierdie ouens in hierdie land invat nie, want hierdie 2 miljoen ouens wat saam met my stap, ken geen gevegskuns nie. Hulle was hulle lewe lank net slawe gewees. Hulle ken net van klippekap. Hy sou kon gesê het, Here, maar ek kan nie, want hierdie Kanaaniete wat voor ons is, gaan ons eintlik opeet vir ontbyt, want hulle is so groot, hulle is so magtig, ons kan nie daardeur nie. En tog het Josua dit nie gedoen nie. Van voordat Josua enigsins bang kon word, enigsins kon dink aan hierdie woorde van ek kan nie, en God vir hom 'n rede gegee om te glo. Lees saam met my weer vers 2. God sê, maak jy nou gereed en trek deur die Jordaanrivier, jy en hierdie hele volk. Gaan na die land toe wat ek aan hulle, die Israeliete, gee. Nie na die land wat ek miskien vir julle sal gee nie. Nie na die land wat julle moet gaan oorwin nie. Nie na die land wat julle moet gaan verdien of gaan koop nie. Julle moet gaan na die land wat ek vir julle gegee het. En Josua is gestuur om hierdie land te ontvang wat God reeds aan hulle voorsien het. En dan kom God en dan kom verduidelik hy eintlik die rykwyte van hierdie belofte aan Josua. Hy vir hulle sê in vers 3 en 4. Hy sê, soos ek vir Moses gesê het, gee ek aan julle elke plek waar julle kom. Van die woestyn af en van die Libanon af tot aan die groot rivier, die Eufraat.
Die hele gebied van die Hetiete tot die Groot See in die weste, alles sal julle woongebied wees. Hierdie Israeliete was swerwers gewees. Hulle het geen eiendom gehad nie. Hulle het niks besit nie, nie eens 'n sandkorreltjie van die woestyn waardeur hulle vir 40 jaar getrek het nie. Hulle het absoluut niks gehad nie. En nou met God se magtiging ontvang hulle hierdie land van hulle drome, nie net die land van hulle drome nie, maar ontvang hulle ook God se seën, want God sê, ek sal ook met julle wees, ek sal ook by julle wees. Sê julle nooit alleen laat nie. So hierdie Israeliete het die beloofde land as hulle erfenis ontvang. Weet jy, en ek en jy ontvang elkeen ook so 'n beloofde land. Die oomblik wanneer jy jou hart vir die Here gee, die oomblik wanneer jy aan die Here oorgee en sê Here, nie meer ek nie, maar net U alleen, ontvang jy ook jou Kanaan. Hoor wat skryf Paulus 'n bietjie later. Hy sê Efesiërs 1:3, dit is God het ons in Christus geseën met al die seëninge van die Gees wat daar in die hemel is. So jy het reeds alles ontvang om alles te wees wat God graag wil hê jy in jou lewe moet wees vir hom. Jy is volledig toegerus in jou lewe vir hierdie lewe wat vir jou voorlê. Kom ek help jou gou. Wie van u het meer energie nodig? Jy het dit. God het dit reeds vir jou gegee. Wie van u wil meer vriendelikheid hê? Dis joune. Jy moet dit net vat. Meer nog, kan jy doen met 'n bietjie meer selfbeheersing en selfvertroue? God sal jou toerus met alles wat vir jou goed is, sodat jy sy wil kan doen. Ek en jy hoef niks meer te gaan oorwin in hierdie lewe nie. Want ons lewe reeds uit die oorwinning wat God vir ons in Christus gegee het. Al kan jy nie vergewe nie, God kan. En omdat God kan vergewe, gaan jy ook leer om te vergewe. Jy kan dalk nie jou tong of jou humeur of jou gedagtes of jou begeertes beteel nie, maar God kan al hierdie dinge vir jou doen, en as jy aan God behoort, dan help God jou ook om al hierdie dinge in jou lewe te kan bereik en kan behaal. Woestynmense sê, ek is swak en ek sal altyd swak wees. Kanaan mense sê, ek was swak, maar ek word elke dag sterker. Woestynmense sou sê, maar ek is 'n slagoffer van my omgewing. Maar Kanaan mense, beloofde land mense sou sê, ek is 'n oorwinnaar ten spyte van my omstandighede, ten spyte van wat met my gebeur, is ek altyd hierdie oorwinnaar in Christus. Woestynmense sou sê, dis moeilike tye waarin ons lewe, sal dit nooit maak nie. Ek sien nie uitkomste nie. Beloofde land mense, God mense sê, maar hierdie dae waarin ons lewe is paradysdae. God sal my hierdeur ook help. En Paul, Marlene, ek weet julle twee sit daar agter, daar in die glaskas, daar waar baie babatjies partytjie hou. Maar ek wil regtig hierdie met julle deel. As julle twee woestynmense was, dan sou julle nooit hierdie mas in hierdie lewe kon opkom nie. Maar julle twee is Godmense. Godmense wat vashou aan die genade van God, aan die hande van die genade van God, wat veroorsaak het dat julle deur die moeilikste tye in julle lewe met klein Gideon kon kom. En julle ouens is gereed om vanmôre 'n volgende tree te neem om
hier voor te kom en voor God en voor 'n klomp getuies te beloof dat julle vir klein Gideon gaan grootmaak. Nie om 'n woestynmens te wees nie, maar om aan die einde van die dag ook 'n beloofde land erfgenaam te wees. En ek wil hê jy moet vir 'n oomblik hieraan dink en jy moet vir 'n oomblik net hierdie beeld in jou kop kry. Dink net, wat sal in hierdie dorp gebeur? Dink net wat sal in hierdie land gebeur as elke lewende mens sy of haar hart vir Here gee. En leef vanuit hierdie erfenis wat God ook vir jou gee daarmee saam. Kom ek noem vir jou 'n paar dinge. Eensame mense sal vertroosting by die Here vind en nie in die arms van vreemde mense nie. Huwelikspaartjies wat dalk vassit met probleme in hulle huwelikslewe sal meer tyd in gebed met God spandeer as wat hulle tyd gebruik om mekaar te vernietig met sekere woorde in hulle lewe. En kinders sal dit as 'n geweldige seën beskou om hulle ouers in hulle ou dag ook te versorg. Daar's 'n nuwe dag wat op elkeen van ons wag. Daarom wil ek eintlik vir jou kom pleit om te sê, maar weet jy, laat ek kan nie agter jou, los dit agter jou. Stap daarby verby en streef na, ek kan saam met God. Omdat God dit vir jou moontlik maak, deur die krag wat hy vir jou gee, om elke nuwe ding in jou lewe ook nuut aan te pak. Luister, lees ons my hierdie woorde van Paulus in Efesiërs 1 wanneer hy sê, ek bid dat hy julle geesesoë so verhelder, dat julle kan weet watter hoop sy roeping inhou, en watter rykdom daar is in die heerlike erfenis wat hy vir ons as gelowiges besem het, en hoe geweldig groot sy krag is wat hy uitoefen in ons wat glo. Dieselfde krag wat God gebruik het om vir Jesus Christus uit die dood uit op te wek, stel hy tot jou en my beskikking om elke ek kan nie te oorwin, sodat jy kan hande uitsteek en sê, maar ek kan. Ek is tot alles in staat, deur hom wat my die krag daartoe ook gee. Kom ons sit so dan, bid ons net saam. Here Jesus, baie dankie dat U 'n God van genade is. Dat U 'n God is wat ons nooit ooit alleen sal laat nie. Dankie Here dat U weet van elke krisis wat oor ons lewenspad kom. Van elke keer wanneer ons dink ek kan nie. Van elke keer wat ons lankal al moed opgegee het en omgedraai het en net in 'n hoekie gaan wegkry. En eintlik kom sê jy vir ons dat ons kan alles doen. Want U is by ons moet U net vertrou. Ons moet net vorentoe beweeg met die krag en die genade wat U vir ons gee. Bid Here dat U vir ons sal help om te fokus op U roeping vir ons lewe. En om ons uit te bring daar waar ons werklik moet wees. Daar waar ons 'n verskil vir U in hierdie lewe moet maak. Hierdie dinge, Here, bid ons in die naam van Jesus, ons verlosser. Amen.